Dr. Christo Nordee. Ons het vanmiddag weer die voorreg om te gesels met Dr. Christo Nordee. Hy noem sy praatjie sout en peper. En partykeer is hierdie sout en peper net dit wat ons nodig het om die lewe bietjie smaak te gee, maar ook miskien 'n bietjie meer vaart in die lewe te gee. En hy wil daaroor praat dat ons in beweging moet kom. Ek dink elke een wat sit en luister wil partykeer oor iets in beweging kom, maar mens kom net nie so ver nie. Kom ons hoor wat sê Dr. Nordee. Middag Christo. Middag Willem, middag al die luisteraars wat luister vanmiddag. Lekker om weer saam te praat vandag. Ja, Christo, om in beweging te kom is partykeer nogal 'n poging, nee, is vat iets. Partykeer vat dit manne moed om net omdat nadat jy niks gedoen het nie, sien iemand dalk dat jy nou iets begin en daar kan jy dalk nou nie klaarmaak nie, dan sit jy in die verleentheid. Maar as jy nie begin nie, gaan jy nêrens kom nie. Ek dink met die tema van vorentoe, is dit dalk miskien 'n ideale ding om te sê, maar wanneer 'n mens praat oor vorentoe, dan praat 'n mens van beweging. Dit het te doen met om aan die gang te kom, want anders kan jy nie vorentoe kom nie. So jou aanvoeling om te sê dat daar's beweging is perfek, want uiteindelik gaan dit daaroor dat wanneer ons dink aan vorentoe, dan beteken dit aan die een kant het ons nie idee wat vir ons voorlê nie. En aan die ander kant is dit dat as ons nie die eerste tree gee nie, gaan ons in elk geval nêrens kom nie. En ek dink dit is die uitdaging wanneer 'n mens kyk na vandag se tema wat sê, kom ons kom in beweging. En dit is juist hoekom ek gedink het dat ek wil vandag so 'n bietjie saamgesels oor hierdie een tema van kom ons kom in beweging. Want ek dink wanneer ons kyk na ons land, wanneer ons kyk na al die situasies rondom ons, dan is die geneigtheid om ons by 'n punt te bring dat ons lam raak, dat ons energieloos raak, dat baie van die dinge wat ons graag wil aanpak, omdat daar iets soos 'n load shedding is. Liewe aarde, nou kan ek nie dit doen nie, nou kan ek nie dat doen nie. So nou moet ek beplan rondom dit, en van al hierdie beplanning wat 'n mens insit, en dan skielik gradeer hulle hom op na 'n fase 4 of na fase 5, en daar is al jou beplanning ook eintlik in sy kanon. So, kom ons kom in beweging is eintlik 'n manier om vir ons te sê, 'n boer maak 'n plan. Ons gaan nie sit nie, ons gaan nie lê nie. Ons gaan opstaan en ons gaan iets doen. Want ek dink die slagspreuk 'n boer maak 'n plan is 'n ongelooflike motiverende slagspreuk. Dit beteken net dat iemand wat so dink, gaan lê net nooit nie. En jy is uit die boeregemeenskap, en ons praat heel waarskynlik met 'n paar luisteraars wat ook boere is. As jy nie die ding doen nie, gaan dit nie gedoen word nie. As jy nie ploeg nie, gaan niemand dit doen nie. As jy nie jou diere inent nie, gaan niemand dit doen nie. So met ander woorde, wanneer 'n mens na hierdie ding kyk, dan moet 'n mens vir 'n mens sê, ons kan baie by mekaar leer. Maar een ding wat ons doen is, ek dink ons het 'n stuk innovering in ons. Ons het 'n stuk gemotiveerdheid en kreatiwiteit in ons, wat ons kan na vorentoe vat, wat ons kan in beweging laat kom. Maar ons moet net, soos jy sê, daai eerste stap gee, daai eerste tree gee. En ek dink dis belangrik dat 'n mens dit doen. Jy het voor die aanvang van die praatjie het jy met my gedeel dat daar was 'n stadium, 'n uitdaging vir jou gerig. En toe jy die eerste tree gee, toe kon jy die uitdaging aan voldoen. En ek dink so werk dit ook met wanneer jy 'n atleet afrig as onderwyser of as afrigter. Jy stel vir die atleet 'n mikpunt. Jy stel vir jou rugbyspan 'n mikpunt. Jy stel vir jou tennisspan of jou netbalspan 'n mikpunt. Jy stel vir jou atleet 'n mikpunt. En die oomblik as jy dit sê, dan weet hulle, maar dis waartoe ons moet werk. En dan begin hulle die eerste tree gee. So ek dink, wanneer 'n mens kyk na die lewe rondom ons, is daar baie voorbeelde van om die eerste tree te gee, om in beweging te kom. En ek dink vandag se praatjie wil ons net weer herinner, dat ons oor die vermoë beskik
en dat ons ook oor planne beskik, innovering beskik, kreatiwiteit beskik, om dit juist te kan doen. Want om in beweging te kom is seker een ding, maar om net in 'n beweging te kom, maar nie in 'n rigting te gaan nie, beteken ook waarskynlik nie veel nie. Dit beteken waarskynlik om in beweging te kom na 'n rigting toe, en jy moet 'n doel hê, sodat jy ten minste weet as jy dit behaal of nie behaal nie, dat jy ten minste kan evalueer. Willem, ek dink dit is verskriklik belangrik wat jy nou sê, en dit is dat wanneer 'n mens kyk om in beweging te kom, dan is dit nie doelloos net blindelings hardloop, blindelings in beweging kom, en net blindelings die toekoms in hardloop nie. Nee, inteendeel. Dit beteken dat ek in die eerste plek my opsies sal ondersoek. So met ander woorde, my eerste opsie gaan wees, ek gaan beweeg, ek gaan vorentoe. So, wanneer ek dan in beweging kom, dan moet ek vir myself sê, wat is die opsies van beweging wat ek in kan kom? Wat is die opsies van in beweging kom? So, wanneer 'n mens kyk na waarmee ons besig is dit skoolwerk, is dit landbou, is dit een of ander professionele werk waarmee ek besig is, wat is die opsies? En dan wanneer ek kyk na die opsies, moet ek baie duidelik vir myself sê, daar is heel waarskynlik meer as een opsie. En dit beteken dat ek baie goeie navorsing moet doen. So, ek moet inligting kry vir die beweging wat ek wil maak. Want aan die een kant is daar 'n soort beweging wat ek moet maak, en aan die ander kant is daar 'n plekbeweging van een plek na 'n ander plek toe. So dis nie net van in beweging kom nie, dit is wat 'n soort beweging is nodig. So ek moet gaan onderskei wanneer ek praat, as 'n atleet in beweging kom, dan hardloop hy. As 'n tennisspeler in beweging kom, dan dien hy of hy slaan 'n bal terug. So wat 'n soort beweging is dit wat van my nodig is, wat van my gevra word. En dan, wanneer ek die inligting het van die soort beweging, dan moet ek vir myself sê, beteken dit, ek moet deur iets werk, om iets werk, bo oor iets werk. Daar gaan struikelblokke wees, daar gaan dinge wees wat my gaan half, miskien my spoed breek. En dan moet ek vir myself sê, wanneer ek in beweging is, nou moet ek bepaal, is dit 'n ombeweging, is dit 'n deurdrukbeweging, of is dit 'n bo-oor-beweging? En dan wanneer ek dit klaar gemaak het, dan moet ek vir myself sê, nou moet ek 'n keuse maak, nadat ek inligting bepaal het, van watse soort inligting het ek nodig, om in beweging te kan kom. Want wanneer ons dan nou al die inligting bymekaar gemaak het, van die beweging wat ek moet hê, watter rigting ek moet gaan, dan moet ons ook sê vir mekaar, maar nou moet ons gaan onderskei, ek moet 'n keuse maak, tussen al die inligting wat ek het, al die opsies wat daar is, en dan moet ek 'n keuse maak. 'n Mens dink so baie keer om in beweging te kom, is maar net om in beweging te kom. Maar eintlik is daar 'n planmatigheid wat agter dit lê, wat 'n mens ook aan aandag moet gee. En dan, baie belangrik, as ek die keuse gemaak het, wat se verantwoordelikhede en wat se verpligtinge lê daar by my om die keuse wat ek gemaak het, te kan uitvoer. En ek dink 'n mens, as 'n mens net so 'n bietjie kyk na hierdie paar dinge, dan help dit 'n mens om te sê dat om in beweging te kom, is daar 'n plan. En die plan is dat ek die opsies moet oorweeg, dat ek vir myself moet sê, wat se inligting is nodig, wat se keuse gaan ek maak, wat is die verpligtinge en die verantwoordelikhede van hierdie keuse wat ek dan maak. Christus, so mens neem verantwoordelikheid met jou keuse. En daar gaan gevolge wees. Maar dit kan goed of sleg wees, afhangende hoe jy dit dan uitvoer. Ek wil tog 'n vraag vra as 'n Christen, toe jy sê nou, jy weet, mens moet in beweging kom. Baie keer, ek myself en ek hoor ook, dan sê ons as 'n Christen, ek wil 'n ding doen, ek gaan dit, maar ek wil net eers daaroor bid en seker maak dat dit reg is. Partykeer voel dit vir my so naby soos 'n verskoning, jy weet, om nie dadelik te begin nie, net om nog 'n stukkie verifikasie te kry vir iets wat ek waarskynlik reeds weet reg is. Ek sê nie altyd nie, maar dit, in my eie lewe het dit al so gebeur. Jy weet, jy wil begin, maar dan sê jy, ek wil nog net so, jy weet, nog 'n slag seker maak dat dit reg is. Willem, dit is nogal 'n belangrike punt wat jy noem, en dit is
Watter rol speel gebed? Watter rol speel geloof? Ook in hierdie keuses waarmee ek besig is. Natuurlik speel dit 'n rol, maar ek dink 'n mens moet dit nie so ver uittrek dat al die dinge wat jy veronderstel was om te doen, dan nie gedoen word nie. Want voor ons 'n keuse maak en voor ons in beweging kom, is daar ook verantwoordelikhede, is daar ook verpligtinge wat my dwing baie keer om 'n keuse te maak om in beweging te kom. So mens kan nie dit sommer net een kant toe skuif en sê, wow, ek moet nou eers bid as my kinders kos op die tafel moet ek nie nou eers bid voor ek dorp toe ry en 'n sak pap gaan koop en terugkom huis toe en vir hulle die pap gee om te eet nie. Hulle is honger. So met ander woorde, dit is nie eintlik 'n opsie nie. Ek moet in beweging kom, ek moet die kos op die tafel kry sodat my kinders kan eet. So in daai opsig dink ek is dit ook 'n mate van verantwoordelikheid wat ek versef, iets wat ek sê dat sekere dinge kan ek oordink. Sekere groot besluite moet ek in ag neem, moet ek wik en weeg, moet ek die inligting bymekaar maak. Deel van die inligting is dan om dan by die Here te gaan hoor, Here, hierdie groot keuse wat ek nou moet maak, moet ek die plaas verkoop of moet ek nie die plaas verkoop nie? Moet ek ons toekoms omsit in plaas van grond in geld? Of wat moet ek doen? So daai soort moeilike groot keuses. Sou ek sê, ja natuurlik, 'n mens moet al die inligting bymekaar maak. En dan moet ek na die Here toe gaan. En hoe gaan ek na die Here toe? Baie mense het al vir my gevra, hoe weet ons hoe lei die Here ons? Ek dink daar kan miskien so 'n bietjie van 'n sommer net so 'n lukraak manier wees van om dit te gaan toets. Die eerste manier is jy gaan en jy sê die keuse is nou voor my. Ek het 'n duidelikheid rondom ek moet of hierdie kant toe of daai kant toe. So daar's 'n geleentheid dat ek 'n keuse moet maak. Die tweede ding is dan moet ek maar so 'n bietjie in die Bybel rondlees in my alledaagse Bybelstudie en mettertyd sal daar 'n patroon kom van hier links of regs. En dan moet ek dit begin aanteken in my joernaaltjie wat hier langs my lê en sê, vandag het ek gelees ek moet links gaan. 2 dae later lees ek moet links gaan. 3 dae later lees ek maar ek moet links hou. So nou weet ek, die geneigtheid van die tekste lei my in hierdie rigting. En dan wanneer ek bid en ek besluit maar ek gaan links probeer want dit lyk vir my dis die aanduiding, dan sal ek 'n vrede beleef wanneer ek daaroor bid en 'n keuse maak. Want my gebed moet dan nou die keuse weerspieël en dat die Here my ondersteun daarin. En dan kom ek by die derde ene. En dit is daar sal vir my 'n geleentheid links oopgaan. En as hierdie 3 dinge in lyn is, dan het ek 'n belyning. Dan weet ek maar daar's 3 goeters wat vanuit my geloofsoortuigings vir my help om te sê maar links is die pad en nie regs nie. So ek dink 'n mens moet hierdie goeters deeltyd 'n gedagte hou wanneer 'n mens in beweging kom, maar dis deel van jou inligting wat jy bymekaar maak. Sommige inligting het jy nie baie inligting nodig nie. Jy moet weet of jy petrol in die motor het, jy moet weet of jy 'n rand in jou sak het en jy moet weet of die winkel oop is om vir jou kinders die pap te koop. Dis nie regtig waar vreeslike onderskeiding nie. Jy moet dit doen. Maar daar's ander dinge wat 'n mens dan versigtiger mee werk. En as jy dit nie doen nie, gaan jy die gevolge daarvan ervaar en waarskynlik gaan jy dan die onvrede beleef, want jy het gesê as ek dit doen en ek beleef in my gebed en met my Bybelstudie, dan kom daar 'n stuk vrede. As ek ongehoorsaam is, gaan ek mettertyd onvrede beleef. Ek dink dit is vir my persoonlik 'n ding hoe die Here vir my lei. Wanneer ek 'n ding besluit het en ek het vrede en ek het 'n rustigheid, dan kan ek maar aangaan met die keuse. Maar as ek 'n oomblik onvrede beleef of 'n onrustigheid, dan staan ek stil en ek sê, wow, wat is hier? Iewers het ek iets gemis. En dan sal ek teruggaan en ek sal hierdie proses herhaal om te kyk waar het ek die fout gemaak. Want dit kan wees dat ek links hou, maar dat daar 2 ander paadjies in die pad lê en nou moet ek regs gaan. Maar dat ek eers links gehou het, nou moet ek die regterkantste deel van die vurk vat. So lei die Here 'n mens maar met die Heilige Gees wat so wonderlik saam met ons die pad stap en soveel troos en ondersteuning en rigting vir ons gee. So ek dink ons moet dit vertrou ook. En ons moet natuurlik fiks wees ook in ons geloofslewe om hierdie soort maniere van doen te kan in stand hou die hele tyd. Dit is eintlik maar 'n kwessie dat ons werklik
die stem van die Here wat op verskillende maniere na ons toe kom, moet na soek en luister. En ons moet dalk 'n bietjie stilte gaan opsoek om die stem te hoor. Ons moet dalk 'n bietjie uit die geraas van die gewone lewe uitkom. Maar dan baie belangrik, soos jy sê, dan moet ons in beweging kom. Want as ek nie in beweging kom nie, dan gaan ek waarskynlik die onvrede beleef, maar ek gaan ook my verhouding met die Here se stem en met sy inspraak in my lewe, gaan ek een kant toe stoot. Dan gaan ek hom waarskynlik nie meer beleef as my Here leidsman vir elke dag nie waar nie? Ja, Willem, dit beteken maar net dat ek dit wat die Here vir my aandui, dit wat die Here vir my gee, so 'n bietjie die agtergrond stuur en op 'n agtergrond skuwe en so half 'n bietjie my eie kop volg. En ek dink in Afrikaans het ons 'n baie mooi spreekwoord wat sê jy gee jou kop stamp. En die rede hoekom jou kop stamp is omdat jy hom volg. Die Here het elkeen van ons 'n wonderlike plan. En hy nooi ons uit om saam met hom te stap en saam met hom die pad te loop. So die in beweging kom is eintlik om in ritme met God wat reeds in beweging is te begin beweeg in ons lewe. En dis die mooi daarvan, van om in beweging te kom. Dis nie ek, kiepie wat hier aan die beweeg is en nou soek ek waar is die Here nie. Nee, inteendeel, die Here is lank al in beweging in my lewe. En my in beweging kom is eintlik om in harmonie met hom, saam met hom aan die beweeg te raak en sy bewegings raak te sien in my lewe. En dit is hierdie vrede en hierdie onrustigheid wanneer ek uit pas uit is en wanneer ek in pas is. So, en dit is die wonderlike, dat ons as gelowiges hoef nie alles op ons eie aan te pak nie, hoef nie alles so mateloos te beplan en te kere te gaan nie. Daar's 'n Here en hy laat alles ook ten goeie meewerk in ons lewe en 'n mens kan daarop reken. Is ons in hierdie tyd van net voor Paastyd, voor Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, is ons eintlik baie bevoorreg om 'n voorbeeld te hê, in Christus, wat in beweging gekom het om vir ons saligheid na die aarde te kom, maar te leef, sy hele lewe te leef op 'n manier wat hy kan net sê, volg my. En daai volg is tog nie staan en volg nie, dit is 'n bewegende volg, dit is 'n vorentoe beweging. Ek staan nie stil as ek iemand volg nie, en Jesus het nie stil gestaan nie. Hy het begin by 'n punt, radikaal beweeg, sodanig dat hy 'n vyand geword is, ook vir die kerk en vir die volk en die politiek en almal, sodat hulle hom op jou en wou kruisig, hy elimineer. Maar dit het beteken hy het aan die gang gekom. Is dit dalk vir ons 'n lekker tyd en 'n lekker voorbeeld om te volg, nie waar? Willem, nou dat jy so praat, dink ek skielik wat in Johannes 1 staan. Daar in die eerste 18 verse word daar iets beskrywe deur Johannes van hoe alles begin het, hoe alles bymekaar gekom het en uiteindelik uitspeel. En dan gebruik hy 'n woord. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Nou daardie onder ons kom woon, as jy dit gaan terugvertaal na die oorspronklike bedoeling is, dan het hy onder ons kom tabernakel. En skielik het 'n mens dan die beeld van die woestyn en die volk en die tabernakel wat opgeslaan was en saam met die volk beweeg het. So toe alreeds het Johannes vir ons aangedui dat Christus het nie by ons kom bly in die tempel nie, maar hy het onder ons kom tabernakel, sodat hy enige tyd die tabernakel kan opslaan en saam met ons beweeg of in beweging kan kom en ons saam met hom. Want in die destydse leefwêreld was die tabernakel eerste opgeslaan en hy het in beweging gekom en die volk het agter hom aanbeweeg. So met ander woorde, wanneer Christus onder ons kom woon, was dit nie 'n permanente woning nie. Dit was 'n tabernakel wat hy kom opslaan het, sodat hy saam met ons in beweging kan kom en ons eintlik voor kan uitloop in ons beweging wat ons moet maak. So ja, dankie, ek dink is 'n mooi beeld wat jy het. En natuurlik die tabernakel gee ons baie duidelik die beeld weer en ook die verhaal weer dat hy gedurig in beweging was op pad na 'n plek toe, na die beloofde land toe. Die tabernakel was nie soos die tempel op een plek, soos jy sê, vasgepen, maar hy het in beweging gebly, gaan
vorentoe, na 'n spesifieke plek toe, na 'n spesifieke doel toe, as ons wil. Dink jy ons as mense vandag het moeg geraak oor baie sake? Jy het genoem van, jy weet, of dit nou politiek, die situasie in die land of selfs in die wêreld is, sodanig dat ons bietjie moet werk daaraan, en werk wil ek nie sê, want ek weet nie om dit te vra nie, hoe gaan ons dit terugkry? Dis eintlik wat ek vra. Hoe gaan ons daai energie terugkry? En ons is nie almal nie, maar party van ons in party fasette van ons lewe raak ons bietjie moedeloos. Ja, ek dink jy hoor wat ek sê. Ja. Ek dink ons is, en jy het dit in die begin ook gesê, weet die omstandighede maak dat ons baie keer nie voluit meer gaan nie. Ek het afgekom op 'n briefie wat geskrywe was in 'n boek, Manne vir die Gemoed. En jou vraag laat my nou so baie daaraan dink. En die Wimpie seentjie skrywe: "Liewe juffrou, mamma het vanoggend gehuil. Sy het gevra of ek mooi weet hoekom ek skool toe gaan. Ek sê ek weet nie. Sy sê dis om vir my 'n toekoms te bou. Ek sê, wat 'n toekoms? Hoe lyk dit? Mamma sê, ek weet nie. Wimpie, niemand kan regtig jou hele toekoms sien nie. Wees rustig, jy sal sien." En toe huil sy en sê vir Wimpie: "Ek is so lief vir jou." Mamma sê almal sal regtig hard moet werk om 'n toekoms vir ons kinders die mooiste in die wêreld te maak. Juffrou, kan ons vandag my toekoms begin bou? Kan jy baie hard probeer om dit lekker en mooi te maak, net vir mamma en vir my? Ek is lief vir jou, juffrou, liefde Wimpie. 'n Aangrypende brief. 'n Briefie wat soveel sê rondom dat ons bou ons toekoms. Die toekoms is nie 'n gegewene nie. Die toekoms kan kreatief ontsluit word deur elkeen van ons se deelname. Elkeen van ons se gawes en talente. Elkeen van ons se geloofsvolharding. Ons vertroue wat ons het in God wat vir ons hierdie land gegee het. So wanneer ons kom in beweging om vorentoe te beweeg, sal dit eintlik met so ingesteldheid moet wees. Ons gaan bou. En hoe gaan ons bou aan hierdie toekoms van ons? En ons begin vandag. Het ek stene? Het ek sement? Kan ek begin bou? En dan bou 'n mens natuurlik nie geboue nie. Mens bou aan jou lewe, mens bou aan ander mense se lewens. Jy bou waardes en norme. So dis 'n klomp dinge wat 'n mens as onderbou bou sodat jy uiteindelik vorentoe kan gaan. Dit is interessant dat daai seentjie gevra het, kom ons begin nou, vandag. Hy wou nie uitstel nie, hy wou nie wag nie. En dit is die regte tyd om nou te begin bou en vorentoe te beweeg aan ons toekoms. Christo, kom ons vat saam en sê, as ons nie in beweging kom nie, dan stagneer ons. As ons stagneer, dan is ons eintlik besig om dood te gaan. Die gras wat nie meer groei nie, word ryp en is eintlik klaar gegroei. Dit groei nie meer nie, daar is nie meer groeikrag nie. Onder is daar nog die gras wat nog nie dood is nie dood geryp is nie, gelukkig ryp nog 'n bietjie weggebly. So, dit gee vir my so beeld van die lewe. Partykeer lyk ons nog groen, maar eintlik groei ons nie meer nie. Dit of party is klaar al verlep en dan weet ons daar's eintlik die dood het eintlik ingetree. Die enigste tyd wanneer gras regtig lewe, groei, vooruitgaan, jy weet, is wanneer dit groter, sterker, meer word. Willem, ek dink wanneer 'n mens kyk na die in beweging kom, dan moet daar ook natuurlik 'n wil wees, maar jy moet ook onderbou hê. Jy moet ook hulpbronne tot jou beskikking hê. En medemense is seker die kragtigste hulpbron wat jy kan hê. Daarom kan ons nie alleen bou nie. Ons moet saam bou. So met ander woorde, gemeenskappe moet bymekaar kom. Families moet bymekaar kom, gesinne moet bymekaar kom. En 'n mens moet bepaal, hoe gaan ons saam begin bou? Hoe gaan ons saam in beweging kom? En ek dink dit is die uitdaging in die lewe wat ons vandag het. Dat ons kleiner gemeenskappe skep waar ons infrastruktuurtjie vir mekaar maak en terwyl ons die infrastruktuurtjie het, begin ons bou aan iets groters, aan 'n toekoms vir onsself. En wanneer ons daai beginsel snap en dit begin doen, dan gaan ons regtig waar aan die beweeg kom. En ons het mekaar nodig. En dit beteken ons ook waarskynlik dat ons moet erken dat
jou nodig het, jy my nodig het, ek iemand anders nodig het. Want as ek dit nie, my afhanklikheid, as ek jou nie vra om hulp of om te ondersteun of mee te werk aan waarmee ek besig is nie, het jy ook waarskynlik nie môre die vrymoedigheid om my te vra nie. So, om te begin by 'n punt om iemand anders te vra, kan dalk 'n goeie uitwerking hê, want dan besef hy, maar ek het hom nodig, so hy kan ook môre maar erken, hy het my nodig, en aangesien ek hom gevra het, is dit dalk wel makliker om môre my iets te vra. Willem, ja, natuurlik. Ek dink dit beteken daar's 'n mate van interafhanklikheid en dat ek daardie interafhanklikheid erken vir die waarde wat dit het, en dan sal weet dat wanneer ons interafhanklik is, ons eintlik saam groter dinge kan doen. Daar was op 'n stadium op ons geldstukke eendrag maak mag slagspreuk gewees. En ek dink dit het vir my nogal waarde gehad om te sê dat wanneer ons saam staan, wanneer ons 'n kollektief maak, dan is ons net baie sterker. As jy een takkie vat, breek jy hom maklik. Maar as jy 20 takkies het, dan gaan jy baie sukkel om die 20 takkies gebreek te kry. En ek dink dit is die verskil waarmee ons hier te doen het. As ons saam staan, is ons net beter en sterker. Ons gaan 'n hele nuwe beweging eintlik veroorsaak as ons begin, al is dit klein tot groot. Christo, 'n laaste woord miskien en dan sommer 'n kontaknommer as iemand verder met jou wil praat. Kom ons kom in beweging. Ek dink ons moet hierdie tyd gebruik van Paase, van nuwe lewe, van opstanding van Christus, juis om ons te motiveer en ons te aktiveer om vorentoe te gaan. Kom ons kom in beweging. Was lekker geweest om te gesels. Kontak my gerus by 082 785 1106. Baie dankie, dit was Dr. Christo Naudé wat vandag met ons gepraat het en hy het gesê, kom ons kom in beweging. Christo, tot 'n volgende keer. Dankie Willem, totsiens en totsiens aan almal wat luister.